daardie eiland Patmos, waar Johannes dan ook daar was, tot in sy rype ouderdom, waar die Here dan vir hom gesê het, maar skryf hierdie dinge neer. Daarom het hy sê, die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het, om aan sy diensknegte te toon, wat gou moet gebeur, in hierdie tyd, waarin die Here dan ook aan sy kerk, die boodskap kom oordra. En daarom dat Daniël, as Johannes hierdie boodskap moet oordra, skryf hy dit aan die ene, die Gees, wat tussen die 7 goue kandelare wandel. Die 7 goue kandelare, wie was hulle? Letterlike gemeentes, wat sekere tydperke dan ook vir ons voorstel. En ek gaan 'n bietjie daarby stil staan op 'n stadium. Maar kom ons begin by die begin. Hierso is waar die Here dan ook vir Israel uitgelei het uit Egipte land uit. En nou kom hulle as volk, kom hulle by mekaar. En die Here gee vir hulle 'n koning. Ons weet dat hulle afvallig geraak het. Hulle soek nou 'n koning, hulle soek nie meer teokrasie nie. Hulle soek nie 'n godsregering nie, hulle soek hulle eie regeerders. Die Here gee vir hulle Saul, en hy gee vir hulle Dawid, en hy gee vir hulle dan Salomo. In Salomo se tyd raak Salomo afvallig. En die Here sê vir Salomo, Salomo, jy sal nie meer die volk regeer soos wat jy nou geregeer het, 12 stamme nie. Wat gebeur? Jerobeam, Juda en Benjamin, hy kry net regering daaroor, die suidelike ryk. Nou weet ons, daar word ons van die noordelike ryk, Samaria, en dit was die hoofstad van die noordelike ryk, en van die suidelike ryk was Jerusalem. En in Jerusalem was dit dan nou juist daarso waar die troonkamer was dan van Salomo. En hier begin 'n verdeeldheid kom. Jerobeam kry die 2 stamme. Jerobeam kry Benjamin en Juda. En die ander 10 stamme word deur Jerobeam regeer. In daardie tyd raak hulle afvallig van God en hulle word in ballingskap dan ook weggevoer, né? Die 10 stamme deur die Assiriese ryk en dan die suidelike ryk, Benjamin en Juda deur die Babiloniërs. In daardie tyd het daar ook ander koninkryke ontstaan, naamlik die Meders en Perse, die Grieke en die Romeine. Nou vind ons dieselfde beeld wat Daniël vir ons kom wys. Die Babiloniese ryk, ons sien die Mede en die Perse, die Griekse ryk, ons sien die Romeinse ryk met sy 10 tone, die herstelde verenigde ryke wat tans besig is om te heers en moet tot 'n val gebring word, sodat Jesus Christus in die 1000-jarige vrederyk dan kan regeer. So net om vir u 'n bietjie van 'n prentjie te gee wat hier gebeur het. Toe kom die Here Jesus Christus en die Here Jesus Christus bring vir die Joodse volk die boodskap, Johannes 1 vers 11, ek het na my eie mense toegekom en my eie mense het my nie aangeneem nie. En die evangelie word versprei. En wat gebeur na die Here Jesus Christus opgevaar het hemel toe? Daarso is die kerk wat gebore word en die Here kom en hy vertrou aan 120 mense in die bofortrek die boodskap, die evangelie toe. En liewe toehoorder, ons moet eintlik vir daardie 120 wat in die bofortrek was, moet ons vandag dankie sê. Hoekom? Hulle word daar verenig, hulle word in 'n eenheid saamgebring. Ons weet hoe daar verdeeldheid was. Petrus wat gesê het, en wat van Johannes? Daar die jaloesie in sy hart. En andere wat daarso, ek gaan visvang. Nog nie die Here volkome gedien nie. En nou wag hulle op die Pinksterdag, die uitstorting van die Heilige Gees, die hemelvaart wat plaasgevind het. En nou is hulle in die bofortrek.
daardie groepie mense saam wat wag vir die uitstorting van die Heilige Gees, die belofte wat hulle van die Vader gehoor het, Handelinge hoofstuk 1. En wat moet nou gebeur? Die kerk van die Here Jesus Christus, die Ekklesia, moet gebore word. En dit is deur die uitstorting van die Heilige Gees dat daardie geboorte plaasgevind het. Maar wat het gebeur? Hierdie groep mense bly in Jerusalem. Dit gaan goed in Jerusalem. En ons word so geseën in Jerusalem. Ons is op die berg van verheerliking. En wat doen die Here? Hy stuur vir hulle 70 na Christus vervolging. En hierdie groep mense gaan uit, soos die woord van die Here sê, julle sal my getuies wees. In Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde, die wêreld. En dit is hoekom vandag 'n evangelies gereformeerde kerk in Welkom kan staan. Is oor 120 mense wat vervul is met die Heilige Gees wat die evangelie gaan uitdra het. Liewe toehoorder, hulle het volgelinge van Jesus Christus gemaak. En u en ek is as gevolg van hulle gehoorsaamheid volgelinge van Jesus Christus vandag. En as ons die volgelinge van Jesus Christus gaan maak nie, wat gaan met hierdie gemeente gebeur? Ons gaan stagneer, ons gaan stagnant raak, ons gaan agteruit gaan en ons gaan nie meer 'n bestaansreg hê nie. Die enigste bestaansreg wat ons het, is om die evangelie te gaan versprei. Soos ek reeds gesê het, van Efese tot by Laodicea, verskillende tydsvakke wat hulle voorstel. Soos ek gesê het, ek gaan daarby stil staan. Laodicea, die lou tydperk. Philadelphia, wat beteken dit? Liefde. Dit was juis in daardie tyd waarin herlewings plaasgevind het. Gaan kyk maar na daardie tydperk van van Philadelphia. Was die bloei tydperk van die kerk. Maar ons het in daai plek gekom waar die Here sê, jy het jou eerste liefde verlaat. Alreeds hier in Efese. En iets wat ek wil sê is, ons moet dit verstaan, ons kan nie sê, die Here het met Efese gepraat, dis verby nie. Ons kan nie sê, die Here het met Smyrna gepraat, is verby nie. Iets van elke van daardie gemeentes beleef ons in ons geestelike lewe. Maar die tydperk, die lou tydperk, is wat ons nou beleef. En nou sê die woord van die Here, Openbaring 3 vers 20, ek staan by die deur en ek klop. Aan wie se hartsdeur klop hy? Sê gou vir my. Is daai 'n letterlike gemeente gewees? Ek staan by die deur en ek klop. Ek staan buite die gemeente. Jesus wil inkom in die gemeente. Is dit nie wat ons beleef in die tyd waarin ons nou is nie? Jesus sê, ek wil inkom, ek wil deel word. Ek staan buitekant. Hoekom? Ons is so besig met ons eie planne. Ons is so besig met ons eie dinge. Met respek gesê, en liewe toehoorder, hoor mooi wat ek vandag sê. Ek het nie 'n probleem met 'n vlooimark nie. Ek het nie 'n probleem met susters verkope nie. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. Want dit bou die gemeente saam. Maar is dit ons opdrag? Wat is ons opdrag? Die evangelie. Gaan dra dit uit. Matteus 28 vers 19, gaan maak disippels. Dis Jesus se opdrag. Markus 16 vers 15, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie. Dis ons opdrag. Nie gaan hou 'n vlooimark en gaan hou 'n susters verkope en gaan hou dit en gaan hou dat nie. Weereens, my nie verkeerd verstaan nie. Dis reg, ons moet dit doen. Dit bind ons saam. Dit is 'n manier wat ons kan evangeliseer. Maar dit is nie wat dit eintlik is nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees.
in Jerusalem, in Judea, in Samaria en tot aan die uiterstes van die wêreld. Dan kom daar die tyd waar die Here sy kinders gaan kom wegneem, die wegvoering, die wederkoms wat ons van praat. En nou moet ons verstaan dat die wederkoms in 2 fases is. Die eerste fase vir sy kerk, die tweede fase saam met sy kerk. Hoor mooi, daar's 'n onderskeiding. Wanneer ons praat van die wederkoms in 2 fases. Eerste een vir sy kerk, 1 Tessalonisense hoofstuk 4. Die wat in die grafte is, sal sy stem eerste hoor, en dan die wat in die lewe is, sal saam met hulle die wolke ingaan en saam weggevoer word. Die Here tegemoet in die lig. So as ons, dan gaan hy ons kom haal saam met sy kerk. Maar as hy terug gaan keer, gaan hy saam met sy kerk terugkeer. Kom eerste keer vir sy kerk, die tweede keer saam met sy kerk. Wanneer hy sy voet op die Olyfberg sal sit en daar die 1000-jarige vrederyk sal wees, waar die Satan gebind sal wees in 'n bodemlose put vir 1000 jaar, 'n letterlike 1000 jaar waar ons in glo. Ons is melialiste. Ons glo in 'n 1000-jarige vrederyk. En dan daarna sal die duiwel vir 'n kort tydjie losgemaak word. Daar sal na die 1000-jarige vrederyk, God sal hom oorwin, hy sal in die hel gewerp word, en elke ander ene wat nog nie gered is nie, sal voor die wit troon oordeel verskyn. Die oordeelstroon. Die kind van die Here gaan voor die Bema-troon. Waarna verwys die Bema-troon? Die Bema-troon, beoordeling, waar ek loon gaan ontvang. Daarom het hy die Est-Main spele aan ons verduidelik. En wat is die Est-Main spele? Is 'n spele waar net die persoon wat wen, dat hy 'n kraan sal ontvang. Hy word beloon. So sal ons beloon word by die Bema-troon. En dit is waar die kind van die Here ook skade kan ly. Soos deur vuur heen sal hy gered word, sê die woord van die Here. Nee, so skade wat ek sal ly, ook voor daardie Bema-troon. Of die krone ontvang, wat die Here aan ons bedoel. In daardie tyd, terwyl ons daarso beoordeel sal word, gaan hier 'n 7 jaar van groot verdrukking wees. 'n Tyd wat die woord van die Here sê, wat nog nooit in die geskiedenis om afgespeel het nie. Daardie skale, 7 seels wat gebreek word. Dan by die 7de seël, 'n stilte in die hemel vir 'n half uur lank. Doodse stilte. Jy gaan nie 'n ketel hoor nie. Hoekom? Oor die verskriklikheid wat nou gaan gebeur. Die 7 bassyne, die 7 skale, waar God sy oordeel oor die mens sal uitstort. Vir 7 jaar lank sal hulle dit beleef. In daardie 7 jaar, die woord van die Here vir ons sê, waar die anti-kris op die troon sal sit, waar die Joodse volk hom sal aanvaar, na 3,5 jaar sal daardie verbond wat hy met hulle gesluit het, sal verbreek word, en die verskriklikste oordeele oor hierdie wêreld gaan dan plaasvind. Nou kom die woord van die Here, en hy sê dit in Openbaring 1 vers 19, en ons moet dit mooi verstaan. Skryf die dinge op wat jy gesien het, en wat is, sowel as wat gaan gebeur. Skryf die dinge op wat was. Skryf die dinge op wat nou aan die gang is. Skryf die dinge op wat gaan gebeur. Openbaring 1 vers 19. So, hierdie tot op die Here Jesus Christus was gewees. Hierdie
Die tyd van genade, die tyd waarin ons nou lewe, nadat Jesus Christus gekom het, sy Heilige Gees kom uitstort het. En dan, wanneer die Here sy kerk weggevoer het, dit wat gaan gebeur tot aan die einde. Goed. Wat ek gaan doen is, in hierdie hele tyd gaan ek fasette vat en ek gaan oor fasette praat. So kom ons sê, ek praat oor hierdie genade dispensasie. Moenie vir my vra oor wat daar gaan gebeur nie. Ons gaan nog daarby kom. Ons gaan stukkie vir stukkie vat. Maar as jy in daardie stukkie nie iets verstaan nie, vra oor daardie stukkie iets. Ek gaan nie oor die goeie wat ek nog nie oor gepraat het, gaan ek u met antwoorde dan ook belas nie. Want ons gaan mekaar net verwar. Kom ons vat dit stukkie vir stukkie, en ek help vir u, werk deur hierdie kaart, en ek glo die Here gaan vir ons tot groot seën ook uit hierdie kaart bied. Maar daarmee saam, wil ek ook vra, nooi mense. Dis 'n boodskap wat ek dink baie belangrik is. Wat baie min mense daar buite verstaan. Hulle weet iets daarvan. Maar as ek net 'n bietjie kennis het, kan dit baie gevaarlik wees. Kom ons gee vir hulle die kennis. Kom ons nooi hulle. Vertel hulle wat hier gebeur. En dat ons dit kan deurwerk met mekaar. En dit wat ek hanteer daardie dag, en daar's vrae in jou gemoed, vra my daaroor. Goed, baie dankie.